gesien wat haar gevra was. En ek het maar net die arrogansie gesien van die volk, en terwyl ek so deur hierdie brief lees, sien ek die toestand waar die volk in was in die tyd van Maleagi. En dit het my so geprikkel, en ek het, terwyl ek besig was om te bid, en die Here my gedagtes weer teruggeneem, ook na hierdie brief toe. En het ek baie gebid, dat die Here vir my die wysheid en die insig sal gee, ook om hierdie brief reg te verstaan, dat ek wil dit verstaan vir myself. En terwyl ek besig was, het die Here vir my gesê, ek moet hierdie boodskap ook aan die gemeente bring. En dit is waar ons dan nou vanmôre is, hier, en ons gaan saam lees uit Maleagi 2, vers 1 tot 9, maar ons gaan die hele brief hanteer, vanmôre se boodskap. Voordat ons dan na die woord toe gaan, kom ons sit net so, kom ons buig ons hoofde. Here, hierdie dinge wat in die woord opgeskryf is geweldige dinge. Dis nie dinge wat ons net ligtelik kan opneem nie. Ons wil dit baie keer verander, sodat dit by ons omstandighede sal inpas. Ons verwys baie keer na die sondaar in die wêreld en sy wêreldsgesindheid, wat die woord wil aanpas by sy lewe. Maar Here, het ek so besef dat ons as u kinders dit ook baie keer wil doen. Want ons wil nie dit wat daar staan reg verstaan nie. Ons wil dit verstaan sodat ons onsself kan regverdig. En hierdie brief is eintlik 'n baie dieper brief as net om op die oppervlakte aan te raak. Daar is soveel diepte hier binnekant wat ons dalk gaan mis, en dalk moet ons hierdie boek vat en 'n reeks doen en diepere studies gaan doen. Maar Here, vanmôre wil u met ons kom praat oor 'n paar aspekte. En daarom wil ons bid, Here, wanneer ons die woord nou gaan lees en wanneer ons daarna gaan luister in die prediking, dat u ook in ons harte sal kom aanraak en ons kom roer hier in ons binneste. Here, laat ons ook dan ons eie lewens sal ondersoek aan leiding van die openbaring van die woord van God vanmôre. Here, want ons kan dit nie uit ons eie doen nie. Ons het nie die regte insig nie. Ons het die Heilige Gees nodig om ons te kom leer wat u vir ons wil sê. Dat ons nooit buite die konteks van die woord sal wees nie, maar altyd binne die konteks, binne die omstandighede, binne dit wat daar gebeur het, maar ook na ons kant toe bring, en in ons omstandighede. En ons dankie daarvoor. Here, dankie dat ons vanmôre as gemeente kan buig voor u, vir die gebedsversoeke daar op ons blaadjie. Daar is siekes en krankes, daar is ander behoeftes, daar is ander sake, Here, en dat ons gereeld, dag vir dag in ons stilte tyd herinner sal word, om ook vir daardie sake in te tree. Dat dit nie vir ons sal voel, dis net 'n herhaling elke dag nie, maar dat ons werklik waar elke dag ook sal intree vir hierdie sake. En dit is wat u vir ons verwag ook. Dankie dat ons die voorreg het om ook so betrokke te kan wees deur 'n ou gebedsboekie vir ons sendelinge. En dat ons vir hulle kan intree. Dankie Here dat ons die gemeente lys kan hê om vir mekaar te bid. Dat ons nie sal vergeet van name nie. Of dalk net vir sekere mense wat my goed gesind is te bid nie. Maar juis ook vir hulle wat ons nie goed gesind is nie. Dankie Here dat ons 'n bussie hier voor op die tafel het, wat geseël is met name in. Mense wat bekommerd is oor 'n familielid of 'n vriend of 'n kennis, wat daar nie sekerheid van saligheid is nie. En ons daardie name voor u kan kom noem, Here, al weet ons nie wat is, wie se naam is daar, ons weet nie hoeveel name daar is nie, maar ons weet, Here, daar is bekommerde mense oor 'n verlore siel, en ons kom bid, Here, laat u ook hierdie mense sal aanraak, en laat daar 'n wonderlike getuienis sal kom, van daardie persoon se naam wat daarin is, wat ons nie eens weet van nie, en sal kom getuig, wat u vir so 'n persoon in sy lewe gedoen het. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat ons hierdie geleentheid het, om die woord voor ons oop te hê, maar nou in gebed na u toe te kan kom,
en dat ons nou ons harte kan oopstel. En daarom bid ons, Here, dat U ons gedagtes sal bind, dat daar niks in sal gaan wat nie nou van U af is nie. Want dit is so maklik dat ons gedagtes dwaal na ander dinge in die lewe, by ons werke, by ons skole, by die familie, die stryd wat daar is. En dat ons nou net vir 'n paar oomblikke in sal fokus, in sal zoom na die woord en wat U vanmôre na ons toe wil bring. Ek dank U daarvoor. In Jesus se wonderlike, die heilige naam. Amen. Ons skriflesing is uit Maleagi, hoofstuk 2, en ons gaan die eerste 9 verse dan saam met mekaar lees. Maleagi 2 vers 1. En nou, priesters, tot julle kom hierdie gebod. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Kyk, ek sal julle nakomelingskap bedreig, en ek sal mis op julle gesigte strooi, en mis van julle feeste, en julle sal julle na die mishoop draai, en julle sal gewaar word, dat ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê die Here van die leerskare, my verbond met hom wat die lewe en die lewe en die vrees, en ek het die aan hom gegee tot vrees, en hy het my gevrees en vir my naam gebewe. Betroubare regsleer was in sy mond, en onreg is op sy lippe nie gevind nie. In vrede en opregtigheid het hy met my gewandel, en baie mense het hy van ongeregtigheid teruggebring. Want die lippe van die priesters moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. Maar julle het van die weg afgewyk. Julle het baie deur julle onderrig laat struikel. Julle het die verbond met Levi verbreek, sê die Here van die leerskare. So maak ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk, omdat julle my weer nie hou nie, en partydig handel by die regspraak. En net tot sover uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Die profeet Maleagi was die laaste profeet in die Ou Testament, nadat die intertestamentêre tydperk aangebreek het van omtrent 400 jaar. Dit was die laaste keer wat God met sy volk dan nou so direk gepraat het. Daar was 'n 400 jaar van stilte gewees van God na sy volk toe, en waar die volk baie afgedwaal het van die Here af. En in spesifiek begin Maleagi hier in hoofstuk 2 te praat met die priesters, die kerkleiers, wat die boodskap na die kerk toe moet vat, eintlik na die gemeente of na die gemeenskap toe moet vat, die volk van Israel. Hulle moes hierdie boodskappe gehoor het, en daar was hierdie afgewykde pad wat hulle gestap het, juis die volk in die afgoderry, en die priesters het maar net saam met hulle gegaan. En hier kom 'n baie ernstige vermaaning na die kerkse leiers toe, en wat die volk dan veroorsaak het, en die pad wat hulle dan nou stap. En ek wil vanmôre dan vir die doel van die boodskap ons aandag dan fokus op Maleagi 2 vers 8, waar daar staan, maar julle het van die weg afgewyk. En as ons dan nou kyk na die konteks van hierdie brief, en ons wil dit dan na ons toe trek, wat wil die Here vir ons sê, maar julle het van die weg afgewyk, wil ek dan 'n tema vanoggend vir ons gee, geestelike afvalligheid van die kerk.
As ek gaan kyk in die woordeboek na die woord afvallig, beteken, sê dit daar so, dis 'n Afrikaanse byvoeglike naamwoord, wat verwys na iemand wat ontrou en dislojaal geword het deur 'n geloof of 'n beginsel te verlaat. Die kerk, waar staan die kerk vandag op aarde? Die sigbare kerk, die denominasies, maar ook die eklesia, hulle wat aan Christus behoort. Nou geestelike afvalligheid gaan nie oor die verandering in kerktradisies nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Van God se kant af is daar baie meer en groter en belangriker dinge as om vas te kyk in die tydelike tradisies van 'n kerk, of om anders te doen as wat die vorige generasies nou gedoen het nie. Geestelike afvalligheid gaan oor daardie dinge wat ons doen, wat belangriker geword het as die Here Jesus Christus. En dit kan so in 'n gemeente en in 'n kerk ook wees, dat die tradisies het dan ook so verander, dat die tradisies het ons godsdiens geword, en dit het ons afvallig gemaak van die ware aanbidding tot die Here Jesus Christus. Ons vergeet so maklik van die redding wat hy vir ons gegee het, dat ons so groot in onsself begin word, dat ons eintlik nou onsself begin aanbid, deur wat ek glo en wat ek dink, en Jesus Christus word eenkant toe geskuif. Dis die toestand waarin die volk dan nou was. So geestelike afvalligheid gaan oor 'n kerk wat nie sy geestelike toestand besef nie. Dis wat die volk was. Die kerk doen al hierdie mooi dinge, hierdie geestelike dinge, en dit klink nou reg en dit klink nou mooi, maar binnekant is hy verrot. Die wêreldsgesindheid het so diep in die kerk begin ingroei en invloei, dat die mense nie meer besef dat hy van God af weggedwaal het nie. Dit was die waarskuwing wat God deur sy profeet aan sy volk gegee het. Want dit was die toestand waarin die volk Israel op daardie stadium dan verkeer het. Toe hulle uit die ballingskap uit teruggekom het, het dit vir 'n tydperk baie goed gegaan, want hulle was afgesny van alles wat hulle geken het. Hulle was verstrooi onder die ballingskap. Nou het hulle teruggekom vanaf die ballingskap uit, en dit het vir 'n tydperk goed gegaan. Maar toe begin hulle weer afdwaal van God af, en hulle het die wêreld begin aanhang, en die wêreldse gesindheid begin aanhang. Die sonde was al so diep gewortel gewees, dat die mense nie eers meer besef het, dat hulle so ver van God af gedwaal het nie. Hulle dien die Here, maar op hulle manier, met hulle harte wat nie opreg is nie, hulle wat nie meer eerlik voor God is nie. Hierdie brief openbaar die hartsgesindheid van die volk Israel vir ons. Die doel van die boodskap vanmôre is om te sien waarin geestelike afvalligheid gewortel is en hoe die herstel moet plaasvind. Die skrif kom gee vir ons die toestand van die volk. Maar ons moet ook kyk, is dit nie dalk waar ons as kerk vandag is nie, en ek praat nie net van ons as gemeente nie, maar van die kerk op aarde, en dit sluit ons dan ook nou outomaties daarby in. In die brief word die geestelike toestand van die volk vir ons uitgelig. Maar ons sien telke male hoe hierdie mense hulle verontskuldig het en nie gesien het hoe diep en ver hulle afvallig geword het van God nie. So ek wil hê ons moet dan kyk na hierdie geestelike afvalligheid van die kerk. En wat behels dit? As ons gaan kyk na die brief van Malagi en wat hy uitgelig het aan hand van wat God vir hom gegee het om te sien. En ons sien hier 'n hele paar, ek dink daar is 7 gedagtes. So ek wil hê ons moet deur dit werk, en ek wil vra dat u sal konsentreer en ek gaan probeer om dit so kort as moontlik te verduidelik, dat ons dit kan verstaan en nie net sommer omslagtig raak nie. Maar geestelike afvalligheid uit die skrif van Malagi behels heel eerste twyfel in God se liefde. Nou gaan jy sê, nee, maar ons kan nie twyfel in God se liefde nie. Hoe kan ons nou twyfel in God se liefde? Die volk het dit nie eens besef nie.
Ons lees in Malagi 1 vers 2 wat sê, ek het julle lief gehad, sê die Here. Nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Het ons nie al baie keer vir die Here gesê, Here, ek twyfel in u liefde nie. Hier word die liefde van God bevraagteken deur sy volk. Hy sê daarso, ek het julle lief gehad, sê die Here, maar nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Die Here het sy liefde aan sy volk verklaar, toe hy hulle geroep het as volk met Abraham. Hy het dit vir hulle bevestig, en hy het dit weer bevestig, toe hierdie volk daar uit Egipte land uitgelei is. Ons gaan sien daar in Deuteronomium 7 vers 7 tot by vers 9, kom ons lees dit gou saam. Die Here het 'n welgevallige aan julle gehad, en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle lief gehad en die eed gehou het, wat hy vir julle vaders gesweer het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao en die koning van Egipte verlos. Jy moet dan weet dat die Here jou God is, die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in duisende geslagte. Liefde en gehoorsaamheid is een ding. En wanneer ons die gehoorsaamheid aan God weggooi, dan gee ons eintlik te kenne ons twyfel aan God se liefde. Dit was God se liefde, wat vir ons as mens uit die moeras van sonde uitgered het, geruk het. Hy het ons uitgehaal, toe ons hom vertrou het daarvoor. Dis hy wat die werk kom doen het. En dit was uit sy liefde. Liefde red my. So het hom nou gehoor, maar hy het hom gespeel. En ons op 'n ewige weg geplaas het, as gevolg van sy liefde vir ons as mens. En ons as kinders van die Here verwerp hierdie liefde van God, deurdat ons ongehoorsaam word aan die Here. Soms vergeet ons so maklik die liefde van God, wat hy ons bewys het aan die kruis, en ons daardie liefde, wat hy ons ontvang het, deur die reddende genade van God in my eie lewe. En dan begin ons godsdiens rondom onsself draai. Nie meer oor Christus en sy liefde nie. God se doel was, dat die volk sy liefde sal sien, sal beleef, sal ervaar, en dit aan die heidene gaan wys na buitekant toe. Maar sy volk het daarin misluk. En ons moet onsself dan gaan meet aan hierdie waarskuwing van die Here. Twyfel in God se liefde. Waar staan ons as kerk vandag ten opsigte van God se liefde, wat ons aan die verlore mensdom moet gaan wys? Die tweede gedagte wat hier uitkom, dat geestelike afvalligheid behels, onteer God se naam. Nee, ons onteer nie God se naam nie. Nee, ons is nie daar nie. Malagi 1 vers 6 wat vir ons sê, 'n seun eer sy vader en 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? As ek dan 'n heer is, waar is die vrees vir my, sê die Here van die leerskare aan julle, o priesters, wat my naam verag, maar julle sê, waardeur het ons u naam verag? Here, ons is onskuldig. Here, ons onteer nie u naam nie, ons bely u naam. Weereens vir ons skuldig hierdie volkere van God, oor die saak wat hy in hulle openbaar, wat in hulle harte is. Ek het so 'n bietjie gaan oplees, en Dr. Warren Wiersbe skryf nogal uit hierdie gedeelte wat hy sê, the way they were serving the Lord was a disgrace to his name. Die manier hoe ek en jy die Here wil dien, is dit nie 'n skande vir die naam van die Here nie? Waarin het die volk die Here se naam onteer?
En dan kom hy en hy verduidelik, deur die offers wat hulle gebring het. Malagi 1 vers 7 wat sê, julle bring spys wat veronreinig is op my altaar. En dan vra julle, waardeur het ons u verontreinig? Deurdat julle sê, die tafel van die Here is veragtelik. Hulle sê dit dalk nie met hulle monde nie. Hulle het hierdie geestelike wat hulle voorgee, maar as hulle hierdie offers vir die Here bring, dan is dit verontreinigde offers. Die volk het nie die offers gebring soos dat God se voorskrif was nie. Hulle het daardie offers gebring soos dat hulle dink dit moet maar gebeur. Hulle het hulle verminte offers gebring, hulle verlamde offers vir die Here gebring. Hulle het nie hulle beste vir die Here gebring nie. Vers 8 gaan verder. Hy sê, en as julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie. Die Here verwag die beste. Nou bring hulle blinde diere, daardie diere wat vir hulle niks beteken nie. Is dit geen kwaad nie, sê die Here. Hy sê, en as julle 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie. Bring dit tog vir jou goewerneur, sal hy 'n welgevallige aan jou hê, of jou goedgesind wees, sê die Here van die leerskare. Ons wil die beste gee vir die owerhede van hierdie land. Maar vir God gee ons nie die beste nie. Die Here moet maar tevrede wees met my tweedehands en derdehandse offers, wat ek vir hom wil gee. Die beste van alles is, dat die priesters het dit goedgekeur, deurdat hulle daardie offers aanvaar het, en vir die Here geoffer het. Die volk was so deurdronge van die verrotting binne hulle, dat hulle geestelik wil wees, geestelike tradisionele ritusse wil doen, maar hulle bring die weggooi diere vir die Here. Die predikers is vandag bang om die waarheid te verkondig, want daar is 'n swaard oor hulle koppe. Die mense val hulle aan. As 'n kerk Bybelse standpunte inneem, word daardie kerk veroordeel deur die mensdom van die wêreld. En daardie kerk is mos nou verkeerd, want dit kan mos nou nie so gebeur nie. Die kerk word uitgemaak as boos en liefdeloos, maar hulle staan op God se woord, hulle neem besluit op God se woord. Die predikers wat die woord reguit en duidelik bring, sal altyd vervolg word. Wanneer ons by die woord van God bly, sal daar altyd vervolging wees. Nou is die vraag na ons toe vanmôre. Ons bring nie meer diere vir offers vir die Here nie. Maar as ons nou diere sou gebring het elke Sondag, dan sou ons beste ons nou gebring het. Nou waarin oneer ons dan nou die Here deur ons offers? Ons stilte tyd. So 'n paar afgeskeepte minute, dalk so 2 keer 'n week, moet die Here mee tevrede wees. Ek is te hastig, ek is te besig, ek het nie tyd vir my stilte tyd nie. Ek gee maar my 5de rangse tyd vir die Here in my stilte tyd. Die Here verlang dat ons daagliks sal stil word voor hom. Stil word om te hoor wat hy vir ons wil sê. Daarom het ons goed is dat ons kan help om te bid in ons stilte tyd, die woord van God. Ons gebedstye, waarin ons net die Here soek en die Here ken wanneer ons iets nodig het. Hoeveel keer skree ons bid? Ek het hierdie krisis. Maar hoeveel keer kom ons en sê ek bid, want ek is lief vir die Here. Gaan kyk hoe gaan dit in ons gebedstye. Hoeveel mense daag op wanneer ons bietjie wil saam bid? Bring ons beste vir die Here. Ons kyk na die onderlinge byeenkomste. Besoek ek die kerk wanneer ek so voel. Wanneer ek voel ek wil daar wees. Nee, ek gaan die kerk toe nie, want ek hou nie van die dominee nie. Hy het iets in my gedoen. My week is te besig en Sondag is my dag wat ek net 'n bietjie wil rus. Die Here moet maar wag. En so het ons daagliks verskonings aan daardie bietjie offers wat ons vir die Here moet bring. En dan vra ons, waardeur het ons u verontreinig, Here? Here, wat het ek verkeerd gedoen?
Die Here moet maar tevrede wees met my afskeeptye. Die Here moet tevrede wees met my afskeepdienswerk. Die Here moet maar tevrede wees met my afskeep toewyding in hom. En die Here moet maar tevrede wees met my afskeep heiligmaking. Die Here sê vir ons, Hebreërs 10 vers 25, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Die woord sê ons met mekaar vermaan, beteken aanmoedig, om saam te wees. Op ons voorblad van ons blaadjie, is ons onderlinge byeenkomste. Dis nie net die Sondagdiensie, daar is die byeenkomste. Partykeer is dit aanlyn, waar ons ook kan deel wees. Kyk na die waarskuwings wat God vir sy volk gegee het. Malagi 2 vers 2, as julle nie gehoor het nie, en as julle dit nie ter harte neem, om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur, en julle seëninge in 'n vloek verander. Ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Ons moet nie die Here taak deur die offers wat ons vir hom bring, tweedehandse, derdehandse offers. Die Here het sy beste vir my en jou gegee. Hy verwag ons beste. Die derde gedagte, geestelike afvalligheid behels, ontheilig God se verbond. Die ooreenkoms wat God met sy volk gesluit het. Die ooreenkoms wat God met my en jou gesluit het die dag toe ons gered het. Ons ontheilig dit. Malagi 2 vers 10 wat sê, het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar? Deur die verbond van ons vaders te ontheilig. Die verhouding wat ons met die Here Jesus het, vergelyk hy in die huwelik wat daar tussen 'n man en 'n vrou is. En dit is die gedagte, die illustrasie wat hy uit die volk uitneem en ook sy verhouding met ons, met hom. En daar is die verbond vir ons opgetel. En hy kom in Malagi en hy spreek die volk aan omdat hulle ontrou geword het in die heiligdom. Hulle het God se volk besoedel deurdat die manne, God se manne van sy volk, het hulle Israelitiese vrouens geskei en met die heidense vroue gaan trou. Dis nie wat God wil gehad het nie. Hulle het die volk met onsuiverheid gebring, want dit het veroorsaak dat die heidense afgode onder die volk begin invloei het. Vers 11 sê, Juda het troueloos gehandel, en 'n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Juda het die heiligdom van die Here, wat hy lief het, ontheilig, en hy het die dogter van 'n uitlander se God getrou. En afgoderry het ingekom. En die verbond wat tussen God en sy volk was, is verbrokkel. Die belofte wat hulle aan hulle vrouens gemaak het hulle ook verbreek. Dit was nie meer vir hulle belangrik nie. Hulle eie behoeftes het hulle bo God se behoeftes geplaas. Bo God se verbintenis en verbond. Hulle oneer die verbond met God, maar ook met hulle self. Maar hulle wil steeds nog God dien. Hulle wil steeds nog tempel toe kom. Hulle verminkte offers vir die Here bring. Hulle tweedehandse offers. En waar is die probleem? Hulle twyfel aan God se liefde. Die Here beskou dit as 'n egbreek en 'n hoerery wanneer sy kinders kompromie met die wêreld en sondes maak. Ek is kind van God en ek wil die Here dien en op 'n Sondag is ek hier, maar die res van die week dan leef ek soos 'n vark
Saam met die verlore sondaar mens, ek lewe daar in die sondes, in die moras. Malagi 2 vers 16 sê, want ek haat egskeidings, sê die Here. Hoekom het die Here dan gesê, hy haat 'n egskeiding? Hy verag egskeidings tussen man en vrou wat in 'n huwelik verbind is. En die rede waarom die Here dit sê, hy weet wat is die gevolge van so 'n egskeiding. Hy weet wie word almal geraak. Die arme kinders, die familie, die vriendekring. Dit raak die mens se verhouding ook met die Here. En mense voel skaam om die Here te gaan dien. God het self die pyn van egskeidings ervaar, toe sy volk hom verlaat het vir afgodediens. Hy wat ontsaglik lief is vir sy volk, hy wat ontsaglik lief is vir ons as mens, en in besonder ons as sy kinders. En ons maak kompromie met die sonde van die wêreld, en hy voel dit ook in sy Vader hart, dit breek hom. Ons is gered deur die liefde van God. Sy liefde het vir my en jou kom red. Hy het ons so lief, dat hy ons met niemand anders wil deel nie. Hy is 'n jaloerse God. Hy is jaloers op die liefde wat hy vir ons het. En wanneer ons afvallig raak, voel hy die pyn van daardie egskeiding. Nog 'n gedagte wat hier na vore kom. Twyfel in God se getrouheid. Ek dink ons almal was al daar, waar ons twyfel in God se getrouheid in ons lewens. Vers 17 wat sê, julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here. En in julle het hy 'n behaag. Of waar is anders die God van die reg? Die mense redeneer dat toe hulle teruggekom het van die ballingskap en weer in die land is, was dit hulle wat die land weer opgebou het. Dis hulle wat die tempel weer herstel het. Dis hulle wat die aanbidding weer teruggebring het. En nou gaan dit nie so goed daar onder die volk nie. Hulle het nou alles gedoen vir die Here, maar nou gaan dit nie goed nie. En nou begin hulle twyfel aan God se getrouheid. Want wat het hulle gemaak? Hulle het kompromie gemaak met sonde. Hulle mis die hele punt, dat hulle is die oorsaak van hulle eie ellende. Baie mense sal kom en roem op wat hulle jare terug vir die Here gedoen het. Ek hoor dit baie. Maar mense sê, 1920 het ek dit en dit en dit en dit en dit en dit gedoen. Maar wat van vandag? Dit is die verlede. Baie kinders van die Here sit vandag met sonde in hulle lewens. Dinge wat hulle nie eens bewus is altyd van nie. En ons kan nou baie dinge noem as sonde, maar ek het 'n paar hier genoem: woede, wrokke, hoogmoed, neidigheid, oneerlikheid, leuns, voorgee, valse heiligheid. Dis sondes in ons lewens. En nou wil ons die Here dien. En ons sê, Here, waarmee vermoei ons U? My eie gedagtes. Hy doen nie wat die Here vra nie. Kain was boos in sy hart en sy bedoelinge. En steeds het hy gedink, hy was reg. Gaan doen die verhaal. Gaan lees die verhaal van Kain. Hoe hy telke maande na die Here toe gekom en sê, Here, ek verdien nie wat jy nou vir my gee. Here, ek was nie so sleg nie. Maar hy was boos. Hy het elke keer die Here bevraagteken. Waarom is dit dan so met my lewe? Dis hier waar ons 'n baie diep selfondersoek sal moet gaan doen. Om te kyk, twyfel ek nog in die goedheid van die Here? Waar het ek dalk die Here verlaat? 'n 5de gedagte is, beroof God openlik. Die kind van God beroof God openlik, sonder om skaam te wees, om van God te steel. Malagi 3 vers 7 en 8 sê, sedert die dae van julle vaders, het julle van my insettinge afgewyk, en dit nie onderhou nie. Keer terug na my,
En ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Here, wat is nou daar nie wat ons nie doen nie? Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes. Die Here het 'n wet gestel vir die mens om ons te toets of ons waarlik in hom glo, of ons geloof waarlik in hom vas is ons toegewy aan die Here. Die profeet kom raak 'n baie sensitiewe saak aan hierso onder die volk. En in die kerk is dit ook 'n baie sensitiewe saak. En mense sê mos, rak aan my geld, dan rak jy aan my. Ons moet nie gaan karring daar waar geld is nie. Baie mense verlaat die kerk wanneer 'n predikant oor Bybelse beginsels van tiendes en die offergawes en finansiële bestuur dan ook praat. Mense raak kwaad om die Bybelse onderrig van en goddelike insig aangaande God se verwagtinge oor 'n goeie finansiële bestuur te praat. En ons raak kwaad vir die dominee. Die rede waarom Malagi hierdie saak ook aangeraak het, is omdat die volk geestelik verval het en nie meer die woord van God geken het nie. En die rede daarvoor was dat die priesters wat veronderstel is om die woord te bestudeer en vir die mense te leer, dit nie meer kon doen nie, want nou was daar nie meer tiendes en offergawes om vir hulle te voorsien in hulle daagse behoeftes nie, en hulle moes gaan sekulêre werk doen. Nou is hulle tyd verdeel, hulle aandag is verdeel, en nou is daar nie meer tyd om die skrifte te gaan ondersoek nie. Daar is soveel gemeentes wat maar die maklike uitweg vat, en nou met die dominee maar 'n tentmaker bediening, hy moet maar deur die week werk en Sondag moet hy nog steeds preek. En dit het veroorsaak dat die priesters nie daardie tyd meer gehad het vir die woord en die diepte van die woord nie. En die mense kon nie meer onderrig word nie, en die mense het geestelik verarm. Malagi 3 vers 9 sê, met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle die hele nasie. En dan kom die Here, en hy kom bevestig net weer sy verwagtinge, ook aan sy volk, en ook aan die kerk. Ons redeneer mos baie, dit is Ou Testamenties, Nuwe Testamenties sê, jy gee net soos jy wil. Die Here het een saak vasgemaak, en dit nog nooit verander nie. As daar 'n besluit was, en daardie besluit was nog nooit verander nie, dan staan daardie besluit wat geneem was. En nou kom die Here in vers 10, en hy sê, bring die hele tiende na die skathuis. Bring daar die tiende na die skathuis, daar waar jy geestelik onderrig word, sodat daar spys in my huis kan wees. Hy sê, beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare. Toets my. Gee jou tiende. En kyk, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak. Die Here gaan ons nie note uit die hemel laat reën nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, hy sal vir ons oorvloed seën uitstort vanuit die hemel. Die gee van tiendes het te doen met ons geestelike gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid het beloning. 'n Gemeente soos wat ons, wat bekommerd is oor ons finansies, en ek glo dat 'n groot deel van ons mense gee nie tiendes nie, is besig om swaar te trek. Ons is in hierdie week getref deur die elektriese probleme wat daar was. Hier is baie dinge wat onklaar is. Hier is goed dat ek in my sakkel reg gemaak het, dat ons net kan aangaan. Ons het nie water nie, die boorgat is stukkend, die sekulaar die pomp is stukkend, hier die kombuis is yskaste stukkend, daar's ligte wat stukkend is. Daar's nie geld om hierdie goed reg te maak nie. Einde van die maand gaan ons dalk nie ons vrye finansies kan hanteer, die uitgawes nie. Maar ons beroof die Here van die seën wat hy oor ons wil uitstort as gemeente. Ons wil werk vir die Here, ons wil uitgaan. Die Here sê, toets my. Toets my. Wie van julle is bereid om die Here te toets? Deur ons tiendes terug te hou, liewe vriende, beroof ons God. Ons beroof die werk van die Here. En ons beroof die mense van ons gemeenskap. Die laaste gedagte wat onder hierdie uitkom, verwaarloos die aanbidding.
verwaarloos die aanbidding. Vers 13 en 14, vermetel is julle woorde teen my, sê die Here, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. Nee, ons gaan nie die Here kom dien nie. En wat baat dit ons om sy verordeninge te hou en in rou klere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel? Wat help het ek om sit en huil my gebede voor die Here hier saam met ander kinders van die Here? Nee, ek wil nie kom bid nie, want daar is iemand daar wat ek nie van hou nie. Kry klaar met jou hartsgesindheid. Kom dien die Here. Een van die grootste redes waarom mense die aanbidding verwaarloos, is omdat hulle net wil ontvang en nie bereid is om te gee nie. Aanbidding gaan meer oor gee as om te ontvang. Dit is die gesindheid van hierdie volk. Hulle wil nie meer gegee het nie. En dit gaan nie net oor die tiendes nou nie. Dit gaan oor hulle hele lewe bestaan. Hulle wil net ontvang het en die voordeel daarvan gekry het. Baie mense dink dat aanbidding gaan in die kerk net om te ontvang. Niks om te gee nie. Die kerk moet gee. Die ander rede is dat die aanbidding nie oor my oortuigings gaan nie. As 'n kerk nie volgens my oortuigings die Here wil dien, dan is die kerk verkeerd. Julle volgende getuig, hierdie week het ek iets beleef, daar in Chatsworth, by 'n dominee en sy vrou en sy gesin, wat werk vir die Here, wat die gemeenskap ingetrek het, en wat die Here gaan dien in die strate van daardie mense. En ek kry skaam, om te weet wat hulle doen, en ons nie doen. Geestelike afvalligheid is ons aanbidding, of in ons aanbidding, is juist dat ons doen soos wat ons dink. As ons nie so lyk soos wat ons dink dit moet lyk nie, as dit nie so moet wees nie, dan is dit verkeerd, want so moet dit wees, anders dan gaan die Here ons nie hoor nie. Liewe vriende, die Here is almagtig, hy het nie my en jou gebede nodig nie. Hy wil hê ons moet hom in nederigheid dien, sodat hy ons kan seën. Ons kan nie ander mense dwing oor ons oortuigings nie. Die laaste gedagte. Hierdie was alles die negatiewe gedagtes. Die laaste ene. Die enigste pad na herstel. Dit is wat Maleagi gee daar in vers 4 tot by vers 7 en 4 tot by 6. Hy sê, dink aan die wet van Moses. Die wet wat God ingestel het. Nie die mense nie. Die wet wat God ingestel het. Hy sê, wat ek hom beveel het, op Horeb vir die hele Israel. Insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle 'n profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders. Die hart moet terugkom na Christus toe. En die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek te tref. Ons hou onsself weg van die Here af. Ons hou ons kinders weg van die Here af. Here, ek is mos nie verkeerd nie. Here, daar is niks in my hart wat verkeerd is nie. Die woord van die Here sê ons moet terugkom na God se standaard. Nie my standaard wat ek dink is God se standaard nie, maar na God se standaard nie, sy woord, die Bybel. Met 'n opregte, met 'n eerlike en 'n suiwer hart voor God. Ons moet die Bybelse weg volg en nie ons eie weg nie. Die woord van die Here het vanmôre na ons gekom. En ons bietjie kom verduidelik van geestelike afvalligheid. En dit behels om te twyfel in God se liefde. Die manier hoe ek en jy mekaar liefhet, bewys ons liefde wat ons twyfel in God. Onteer God se naam deur die offers, daardie gebroke derde rangse offers wat ons vir die Here bring. Ontheilig God se verbond deur kompromie te maak met sonde.
twyfel in God se getrouheid, beroof God openlik, sonder skaamte, en verwaarloos die aanbidding van die Here. Geliefdes, mag die Here vir u en vir my help, dat ons na hierdie pad van herstel, na God se standaard toe sal beweeg, op die standaard van God se pad sal loop. Nie wat ons dink, en mense wil oortuig van die standaard nie, maar God se woord is die standaard. Mag die Here vir u en vir my daartoe help. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die woord. Terwyl ons deur hierdie boek gegaan het, kan ons maar net God se standaard sien. En Here, dit is nie 'n mens se standaard nie. Maar Here, dit is nie onkombaar nie. Dit is nie te hoog vir ons nie. Dit is soos wanneer ons, soos Jesus die voorbeeld was, onsself ontledig het, leeggemaak het. Wanneer ons onsself leegmaak, dat U ons kan volg met U heerlikheid. Here, help ons om te verstaan wat God van ons verwag en nie wat mens van ons verwag nie. Ek wil U kom loof, prys en aanbid. Amen. Geliefdes, ons gaan nou afsluit